Ons is nog steeds by vooraftekens en ons kyk dan goed wat 4 tot 8 weke voor 'n aanval gebeur. Die misdadiger doen 'n baie goeie verkenning. Hulle is in verskillende groepe en elke groep het sy jobbie wat hy moet doen. Die eerste groep wat inkom doen verkenning. Hulle staan nie bekend as verkenners nie. Hulle staan bekend as projekbestuurders. So 'n projekbestuurder kan tot 75.000 rand, tussen 65 en 75.000 rand 'n maand verdien. Onthou die aanvallers is deel van 'n misdaadnetwerk. Die misdaadnetwerk se hoofbron van inkomste is dwelms, drank en prostitusie. Huisbrake se bonusinkomste, voertuigdiefstal is ook deel van transnasionale netwerke, want voertuie word gesteel en dan uitgevoer Tanzanië toe en ander Afrika lande toe. Vir al 4x4 voertuie is daar nogal 'n redelike mark op in Afrika. Maar hulle hoofbron van inkomste is dwelms, prostitusie en drank. Jou grootste risiko is dan ook smouse op plase. Smouse wat op skuld vir die werkers voorrade gee en dan om dit vir die werkers makliker te maak om te betaal, word 'n stokvel gereël. Dit is so almal betaal in en dan op 'n manier sekere tye dan kry een ou nou weer die geld. Min of meer 'n stokvel, kom ons sê 10 ouens betaal in en elke maand betaal hulle in en elke 10de maand na 10 maande kry een ou al 10 se geld, iets in daai lyn. Dan op grond van daai geld wat nou oor 10 maande gaan inkom, mag hy nou verder skuld maak, want oor 10 maande betaal hy al sy skuld. Maar dan is dit, die smouse sal dan vir so 'n lid wat hulle nou werf, een van jou werkers, vir hom nuwe skoene koop, klere gee, nuwe klere. Hulle sal vir hom nooi dorp toe, na partytjies toe, vir hom gratis prostituie gee, eintlik op skuld, want hy gaan ons oor 10 maande hierdie klomp geld maak. En voordat hy by 10 maande kom, hulle gee vir hom 'n partytjie. Hulle reël sy hele verjaarsdagpartytjie vir hom. En dan koop hulle die duurste bottels wat R1000 of meer per bottel kos, hierdie duur whiskies. En hulle hou 'n moerse partytjie, maar alles is teen sy rekening. En voor hy sy oë uitvee, sy 75.000, 80.000 tot 100.000 rand in die skuld. En dan kan hy dit nie, al wag hy nou sy 10 maande uit, hy kan nie daai geld terugbetaal nie. En dan so dwing hulle die werker om inligting te gee. Dis een van die metodes. Hy gee inligting wat hy weet en hy kan nou kies of hy doen self die verkenning, hy is self die projekbestuurder of 'n span kom in. Gewoonlik sal 'n span inkom om seker te maak dat alles reg is en daar's 'n paar goed wat hulle 4 tot 8 weke voor 'n aanval doen. Die eerste ding is om jou honde te terg. Hulle sal elke tweede of elke derde aand, partykeer derde, so 2 ongereelde tye sal hulle inkom en die honde op verskillende tye terg. En die rede hoekom hulle hierdie hond terg is 2 redes. Die eerste een, hulle wil kyk of jy uitkom om te gaan ondersoek instel, want as jy gereeld uitkom om ondersoek in te stel, kan hulle 'n aanval volgens daai beplanning doen. As jy nie uitgaan nie, dan sal hulle 10 minute nadat jou lig afgeskakel is, die honde begin terg. En die doel daarvan is om jou slaappatroon te monitor. Om te sien presies hoe laat jy gaan slaap. Want 15 minute nadat jy in die bed is, en dan gaan slaap het, is meeste mense so diep, dat hulle hoor nie eers honde blaf nie. En om jou slaappatroon te bepaal, sal hulle buite sig van die honde sit. Die honde is bewus dat daar iemand is, maar is nie seker nie. En dan blaf die honde dringend, en dan raak hy onseker. Woef, 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 en dan woef, woef, is nie seker nie. Daai tipe gedrag sê vir my, as dit elke tweede, derde aand plaasvind, net binne 10 minute nadat ek gaan slaap het, 10, 15 minute, dat ek die laaste lig afgeskakel is,
dan is daar heel waarskynlik 'n verkenning wat op my slaappatroon bepaal word. Nou die slaappatroon is baie interessant, want 'n uur en 'n half na 2 uur, nadat jy die laaste lig afgesit het, sal die meeste mense in 'n remslaap wees. Dit beteken hulle kan die honde skop, hulle kan die honde skiet, hulle kan die deure afbreek, jy gaan nie wakker word. Dan kom hulle in jou huis in en hulle sit chloroform lappies op jou gesig en hulle sit jou onder narkose. Soos hulle hele huishouding onder narkose gaan. Volgende môre word hulle wakker, partykeer het hulle tot die beddens gevat, dan sit hulle die mense op die grond, in die winter gooi hulle dan een kombersie oor jou, maar die res vat hulle alles uit. En dan los hulle gebrande CD by een van die vensters, want almal glo nou, dis bobbejaan-stert of hyena-stert hare wat gebrand is op die CD, of een of ander moetie wat op die CD gebrand is, wat almal nou so uitgesit. Maar die realiteit is, mense wat saam in 'n huis woon, waar mense die kamerdeur van binnekant af gesluit het, daai mense het nie daai narkose volgende oggend nie. Maar wanneer hulle wakker word en gaan ondersoek instel, dan is daar partykeer 'n probleem. Ek sal nou later vir jou verduidelik waar jou hinderlaag posisies binne in jou huis is, waar hulle vir jou aanwag wanneer jy gaan ondersoek instel, want jy hoor daar's 'n gekrap. Ek sien julle stories vertel hoe hulle kos maak binne in die huis. Potte stamp, kos brand op die stoof, net om mense uit te lok uit die kamers uit. So dit is 8 weke voor die tyd. 4 tot 8 weke voor die tyd begin hulle die honde terg, insidente rondom die honde skep. Hulle kan 3 uur as hulle in wintermaande, sal hulle om een of ander rede, omdat ek weet nie of dit is omdat hulle in 'n gat vol is, omdat hulle koud is nie, maar jy by 3 uur in die oggend, dan gooi hulle 'n klip op jou dak. Net om vir jou te sê, jy kan nou wakker word, hulle gaan nou loop. Maar mense klik nie wat aangaan nie. So dit is wat 4 tot 8 weke voor die tyd gebeur. Een van die goed. En hoe weet ons, dit is verkenning wat besig is om plaas te vind. En die enigste manier om dit te weet, is om aantekeninge te maak op 'n almanak. Kry 'n almanak, ek weet daar sien op jou foon, maar kry een wat jy teen die muur het, en maak 'n aantekening wanneer die honde geterg word, en die tyd wanneer die honde geterg word. Dit is gewoonlik, as hulle vanaand 10 uur, sal hulle môre aand 10:30 of 11 uur die honde terg. Elke keer 'n bietjie later, bietjie later, bietjie later. Maar dit is nie elke aand nie, is elke tweede, derde aand. As jou honde op 'n plaas is, en hulle word elke aand, kom ons sê 7:15, raak hulle nou hysteries, hulle sien iets. En dis elke aand 7:15, dan is dit heel waarskynlik 'n eystervark wat 'n roetine het. Eystervarke het nogal 'n gewoonte om min of meer dieselfde tyd te beweeg. So om te onderskei tussen 'n eystervark en 'n tweebeenvark is jou almanak. Want 'n tweebeenvark gaan nie elke aand op dieselfde tyd loop nie. Hy kom elke tweede, elke derde aand. Partykeer elke tweede aand, dan slaan hy 2 oor, hy kom elke derde aand, ongereelde tye, en sy tye is nie altyd presies dieselfde nie, hy skuif elke keer 'n bietjie later, bietjie later, bietjie later. Dan weet jy goed, hierdie is 'n regte vark. Dis die een wat jou lewe nou wil benadeel, jou gesin wil benadeel, bedreig. Ek dink, om die video's kort te hou, kom ons hou net eers by hierdie eerste gedeelte van die honde, en volgende keer kyk ons na die volgende goed wat gebeur 4 tot 8 weke voor die tyd. Teenplan het ek gegee kortliks. Ek wil hê julle moet kyk, mense van julle wat die boeke het. Binne in die boek kry jy hierdie snaakse blokkie. Dis 'n QR-code, QR-kode. Wanneer jy jou kamera vat, sit jou foon se kamera aan en dan hou jy die kamera reg oor daai blokkie. Dat hy fokus op die blokkie, dan gaan daar 'n lyntjie, 'n spasie op jou kamera, op die venster kom van jou foon, wat sê wil jy na daai URL adres toe gaan. Tik net op daai dan. Dan vat jou kamera jy outomaties na YouTube toe, na video's toe. En daardie video onderskryf baie keer die goed wat ek verduidelik. So ek wil hê wanneer julle die boek lees,
aan die einde van die hoofstuk kry jy hierdie blokkies. Moenie dit oorslaan nie. Lees, kyk jy boeke se handleiding, dit is nie 'n storieboek. En dis nie 'n boek wat jy een keer in jou lewe lees nie, jy gaan hom 'n hele paar keer lees. En jy gaan wanneer jy insidente kry en twyfel, terug gaan boek toe en dit vergelyk met wat in die boek staan. Want vandat ons hierdie goed doen, al die aanvalle is uit die boek uit. Dis asof hulle ook die boek gebruik, so akkuraat is ons aan. So kyk asseblief na daai video's wat ek vir julle in die boek ingesit het, want dit ondersteun dit wat ek verduidelik. Dis nie altyd my video's nie, dit is van ander mense, maar dit ondersteun die punt wat ek probeer oordra. Baie dankie. So hierdie was nou deel 1 van 4 tot 8 weke voor die tyd. Kom ons is nou by deel 4, so dis deel 4, 1. So deel 4, 2 sal ons nog steeds by 4 tot 8 weke voor die tyd. Baie dankie.